Goeienaand en welkom by vanaand se aanlyn Bybelstudie. My naam is Dominee Martin Botha en dit is my voorreg om vir ons weer vanaand te lei in hierdie pragtige studie deur die Evangelie volgens Johannes. Voordat ons begin met die studie, wil ek graag 'n paar oomblikke neem om net ons oë te sluit en aan die Here te vertrou vir die werk wat voorlê. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Vader, baie dankie vir hierdie ongelooflike genade wat U vir ons gee om hierdie studie te kan behartig. Om ons woord so te kan oopmaak, om daaruit te kan leer en daarin en daardeur verander te kan word. Here Jesus, ek het in die week bewus geword van mense wat weens omstandighede in hulle lewens dalk nie by die kerk kan uitkom nie, maar wat via hierdie platform nog steeds 'n deel van U gemeente kan wees, nog steeds kan deel in hierdie Bybelstudie en nog steeds deur die woorde van hierdie evangelie aangeraak kan wees. En daarom, Here Jesus, wil ek my volle vertroue aan U kom oorhandig. Here, wees U die bewerker en die een wat hierdie woord bewaarheid. Vader, gee dat dit by elkeen sal inslag vind deur die werk van die Gees. Dat dit elke luisteraar op 'n unieke manier sal kom aanspreek, hulle lewens sal kom aanraak en hulle harte sal verander, sodat ons meer en meer gelykvormig word aan die beeld van die Here Jesus wat ons in hierdie boek sal sien. Baie dankie my Vader dat U ons hoor en dat U ons bind oor grense heen deur die bande van liefde. Dankie vir die tegnologie. Dankie dat ons vrylik in hierdie land hierdie waarheid mag deel en versprei onder mekaar. Dat ons mekaar daardeur en daarin mag opbou en U altyd deur mag verheerlik. Dankie dat U die stille teenwoordige een is in ons Bybelstudie. En dat terwyl ons dalk in verskillende huisgesinne oor verskillende plekke en tye aan hierdie Bybelstudie deelneem, Here, dat U by elkeen persoonlik is en saam met hulle sit en U woord open. En dat U die een is wat hulle daaruit leer, al is dit deur menslike woorde. Ek loof U, Here, dat U goed is en dat U ons gebed verhoor. Aan U al die eer. Amen. Nou ja, vanaand gaan ons bietjie verder kyk wat gebeur volgende in hierdie evangelie volgens Johannes. En ek dink dit sal goed wees as ons onsself net so 'n klein bietjie oriënteer om te sien waar ons op die oomblik in hierdie Bybelstudie is. Kom ons kyk na wat gebeur in vanaand se gedeelte. Verlede week het ons stilgestaan by Johannes 1 vers 19 tot 28. En in hierdie gedeelte, hoewel dit nie oor die Here Jesus se seer gegaan het nie, maar oor Johannes self, het ons baie kosbare waarhede geleer. Die hoofeen daarvan natuurlik dat ons as bedienaars van die woord en ons as kinders van die Here altyd maar net 'n aanwyser na die Here Jesus Christus toe moet wees. En dat ons moet wegwys van onsself af na dit wat Jesus vir ons kom doen het. 'n Kosbare boodskap. Johannes kom beantwoord egter in vers 19 tot 28 die vraag: wie is Johannes? Nie Johannes die skrywer van die evangelie nie, maar Johannes die Doper. Johannes die Doper was hierdie enigmatiese figuur in die evangelie gewees, 'n persoon wat met vreemde klere gedrag en vreemde gebruike op die toneel verskyn en vreemde dinge in die konteks van ou Israel verkondig. En een van die eerste vrae wat ons dan beantwoord is: wie is Johannes? En ek kom sê vir ons baie duidelik, hy is nie die Christus nie. Hy is nie Elia nie. Hy is nie die profeet nie. Hy is wel die stem wat die weg voorberei. Die Here Jesus Christus was die woord en Johannes was die stem wat hierdie woord gedra het. Nou kom Johannes op 'n natuurlike manier en hy gaan ons verder vat in hierdie evangelie. En hy bring ons in vers 29 tot 34 by 'n gedeelte waar hy die vraag beantwoord: maar wie is Jesus dan? Wie is hierdie een na wie hy verwys? Waarvan hy in vers 1 geskryf het dat hy die woord is wat in die begin was, wat by God was en wat God self was. Wat hy in vers 12 vir ons geleer het, onder ons verskoon op vers 14 vir ons kom leer het, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Wie is hierdie woord van God wat dan nou onder ons kom woon het? Wie is die Here Jesus? En in hierdie gedeelte wat ons vanaand gaan behandel, vers 29 tot 34, gids,
vers 29 tot 34, gaan hy 'n hele paar dinge vir ons kom leer. Hy kom leer vir ons dat Jesus die lam is wat die sonde van die wêreld wegneem in vers 29. Dat hy voor Johannes bestaan het, 'n waarheid wat hy nou al 'n paar keer in hierdie gedeelte op klem gelê het in vers 30. Dat God aan Israel hierdie Jesus kom openbaar het in vers 31 en dat die Gees op hom gedaal het en op hom gebly het, vers 32 tot 33, en dan die klimaks van hierdie hele hoofstuk, dat hy die Seun van God is. Nou, die gedeelte wat ons vanaand hanteer, gaan oor die doop van die Here Jesus en is amper soos die oploop tot die dood van die Here Jesus. Ag, oploop tot die dood. Ag, die doop. Ek knoop my tong lekker. Die oploop tot die doop van die Here Jesus Christus, wat ons dan in die volgende gedeelte gaan behandel. So, hy het eers gepraat oor wie hy is, terwyl hy besig was om te doop. Nou kyk hy na hierdie gebeure net voordat hy die Here Jesus doop, en 'n paar dinge wat hy dan sê oor hierdie Jesus wat na hom sou kom, en dan natuurlik in die volgende gedeelte, wat ons volgende week sal behandel, kyk ons na die doop self. Nou, kom ons lees net eers hierdie verse, om onsself so 'n bietjie gemaklik te maak met die teksgedeelte, en dan gaan ons stukkie vir stukkie na die versies kyk. Kom ons lees dit saam. Johannes 1 vers 29 sê: Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê: Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit is hy van wie ek gesê het: Na my kom 'n man wat voor my geword het, want hy was eerder as ek. En ek het hom nie geken nie, maar dat hy aan Israel openbaar sou word. Daarom het ek gekom en met water gedoop. En Johannes het getuig en gesê: Ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdal, en hy het op hom gebly. En ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het aan my gesê: Op wie hy die Gees sien neerdal en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. En ek het gesien en getuig dat hy die Seun van God is. Ons lees net tot daar uit die woord van die Here. Nou goed, kom ons kyk 'n bietjie meer in diepte na vers 29. Vers 29 sê natuurlik: Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê: Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Hierdie is 'n baie belangrike kerndeel van hierdie hele vertelling van Johannes, en dit lei ons alles na die groot punt waar Johannes Jesus eintlik oor en oor as die Messias kom openbaar. Nou dit begin hier met die woorde die volgende dag. En nou as ons die gedeelte gaan deurlees en veral deur die hele hoofstuk 1 gaan lees, gaan ons opmerk dat daar 3 keer verwys word na hierdie frase die volgende dag. En nou het party teoloë nou al na hierdie die volgende dag gekyk en gesê dit is vir hulle duidelik dat Johannes Genesis 1 in gedagte gehad het toe hy hierdie eerste hoofstuk van sy eie evangelie neergeskryf het, omdat hy soos in Genesis 1 begin by die tyd voor die skepping, dan ons dwars deur die skepping vat tot by die geboorte en die lewe en die werk van die Here Jesus. En net soos wat die ritme aangedui word in Genesis 1 elke keer met, en dit was aand en môre en die volgende dag, so word daar ritmes aangedui met hierdie die volgende dag wat elke keer in hierdie gedeelte gesien word. Nou, hoewel dit iets interessant is wat ons kan opmerk, dink ek nie noodwendig dat Johannes hier besig is met 'n tweede skepingsverhaal nie. Maar ons kan wel sien dat wanneer hy vir ons die volgende dag elke keer so amper opmerklik kom neerskryf, hy besig is om vir ons te grond in 'n verhaal wat in die geskiedenis gebeur het. Dis vir Johannes belangrik om te verstaan dat ons nie net hier kyk na 'n voorbeeld of na 'n verhaal of na 'n gelykenis of een of ander storie wat vertel word nie, maar dat hierdie werklike gebeure was wat plaasgevind het. Net soos wat ons 'n verhaal of 'n storie vir iemand sal vertel en sê, maar dit het gebeur en die volgende dag het dit gebeur en die volgende dag het dit gebeur, kom Johannes en hy vertel vir ons wel, hierdie was die gebeure gewees, na dit het dit gebeur en definitief na dit het dit gebeur.
Ons sien dit ook in die werkwoordjie sien wat Johannes dan volgende gebruik. Die woordjie sien daar word in die perfekte teenwoordige tyd geskryf en dit maak die verhaal amper lewendig. Hy skryf dit asof Johannes op die oomblik besig is om die Here Jesus te sien. En dit plaas ons as die leser amper daar saam met Johannes die evangelieskrywer besig om na Johannes die Doper te kyk en ons kan sien hier tel Johannes die Doper sy oë oop en hy sien die Here Jesus na hom toe aankom. En dan sê hy daardie baie belangrike woordjie, daar is die lam van God. Nou die woordjie daar, wat daar vertaal is in ons Bybel, is 'n baie interessante Griekse woord en in die Grieks is dit in die imperatief geskryf. Met ander woorde, dis 'n bevel wat Johannes gee en hierdie bevel is om te kyk. Kyk, let op, kan party vertalings sê. En hy sê, kyk, daar is die lam van God. Let op, daar is die lam van God. Daar is die lam van God is iets wat hy definitief moes sien. En in 'n sekere sin som hierdie een woordjie Johannes se hele bediening op. Want Johannes se hele bediening het hy self verklaar in hierdie vorige gedeelte was om vir ons te wys na die Here Jesus Christus toe. En hier in 'n oomblik, in 'n oogwink doen hy daardie hele werk, vervul hy hierdie hele rol wat hy gehad het en hy sê kyk daar is die lam van God. Nou hierdie uitdrukking, die lam van God, is 'n baie interessante uitdrukking. En ek gaan net so vinnig bietjie kyk na 4 geskiedkundige plekke waar ons dit in die Ou Testament sien, maar ek gaan die verduideliking daarvan tot die volgende skyfie los. So hy sê daar is die lam van God en ons sê die lam van God is die voorsiende lam in Genesis 22, dis die paaslam van Eksodus 12, die lydende lam van Jesaja 53, seker die belangrikste een van die 4 en natuurlik ook die offerlam van Eksodus 29. Maar soos ek sê, in die volgende skyfie gaan ons baie mooi kyk na wat beteken hierdie lam van God. Nou wat doen die lam van God? Die lam van God neem die sonde van die wêreld weg. Nou dis baie belangrik dat ons elke deel van hierdie gedagte baie mooi sal verstaan. Die sonde word in sy enkelvoud geskryf. Nou ek weet, dit klink nie baie belangrik as dit nou staan sonde of sondes nie, maar as ons bietjie daaroor gaan dink, dan maak dit eintlik 'n groot verskil. Sondes in die meervoud verwys baie keer na individuele sonde. Met ander woorde, daar is baie sondes in my lewe of ek het in die verlede baie sondes gepleeg. Maar sonde in sy enkelvoud verwys na daardie erfsonde, daardie hele werklikheid van sonde. Alles wat sonde in my lewe kom doen het. Die sonde wat in my woon, die sonde waaraan ek verkneg was en 'n kneg van was voordat ek die Here Jesus geken het. En in daardie sin verwys dit hier nie net na individuele sonde nie, maar die hele werklikheid van sonde. Dit verwys na onskuld voor God. Die feit dat omdat ons sonde gepleeg het, ons skuldig voor God staan en ons die geregtige straf van die Here verdien. Dit beteken ons het verkeerd gedoen en ons verdien om deur God gestraf te word. Dit versluit in ons opstand teen God. Daardie ingeboude geneigtheid om teen God te draai en as 'n rebel teen God te staan. Dit is die vervreemding van God. Die mens wat heeltemal geskei is van God. Iets wat ons baie mooi sien, selfs in die verhaal van Genesis na die sondeval, waar God altyd in die tuin kom wandel het in die aand en die mens dan saam met die Here gewandel het en met die Here gepraat het asof die Here 'n mens was soos hulle, asof hy 'n vriend was. En na hierdie sondeval is daar hierdie skeiding tussen God en mens. Die mens word uit die tuin van Eden uitgeban. Hy word in hierdie wêreld van stikkende sonde ingestuur en daar kry hy nooit weer met God te doen op dieselfde manier as wat hy voor die sondeval met die Here te maak gehad het nie. Inteendeel, die Here self sê niemand kan God sien en bly leef nie. Daar is die geestelike blindheid wat sonde veroorsaak. Ons het gesien in die begin van hierdie gedeelte dat die mense het die duisternis liewer gehad as die lig. Hulle het nie die Here Jesus erken vir wie hy is nie. Hulle het nie die waarheid erken vir wie hulle is nie. Paulus skryf, hulle kan die geestelike dinge nie verstaan nie omdat dit geestelik beoordeel word en die natuurlike mens kan die dinge van die gees nie aanneem nie. Dit maak nie vir hulle sin nie en dan selfs die gevangenskap van sonde
daardie ding dat ons die goeie dinge wil doen, maar ons doen dit nie en die slegte dinge nie wil doen nie, maar nog steeds doen. Al hierdie gedagtes, al hierdie terme word ingesluit onder hierdie enkelvoud, die sonde. So wanneer ons sê dat die lam van God die sonde van die wêreld wegneem, dan is dit nie 'n klein stelling nie, maar hierdie massiewe groot stelling waar ons eintlik sê die Here Jesus was die antwoord op alles wat sonde kom verwoes het op hierdie aarde. Ons sien natuurlik hy neem die sonde van die wêreld weg, daardie belangrike Griekse woordjie kosmos. En in Johannes se evangelie gebruik hy hierdie woord wêreld op dieselfde manier as wat Paulus miskien die woord vlees sou gebruik het. Vir Paulus is vlees nie noodwendig 'n verwysing na die fisiese liggaam en been en vel waarmee ons gemaak is nie, maar verwys die vlees na alles wat sondig en verkeerd is. Nou wêreld in Johannes se oë verwys nie net na hierdie aardbol waarop ons woon nie, maar dit verwys na die gefalle mensdom, na almal wat 'n verlosser nodig het. Dit verwys ook na elke een, elke volk, elke groep en elke plek waar mense dan woon. En dan kry ons hierdie baie belangrike woordjie, die woordjie wegneem. In Grieks is dit die woordjie airon en dit beteken om op te tel, om weg te neem, om weg te dra of te verwyder. Met ander woorde, dis nie sommer net ietsie uitvee nie. Daar's 'n ander woord wat ons kan gebruik om te verduidelik dat iets sommer net uitgevee kan word. Maar hierdie woord airon beteken dat iemand fisies iets moet kom optel en dit moet kom wegdra. Die Afrikaans is eintlik vir my so mooi vertaal om dit weg te neem. Dis nie net iets wat ek kan van kant maak of 'n lyntjie deurtrek of uitvee nie, maar die Here Jesus moes fisies kom. Hy moes die sonde op homself geneem het en hy moes daardie sonde weggedra het. En in daardie sin is hierdie een woordjie amper die hele evangelie alreeds in 'n neutedop. Hy moes die sonde op homself neem aan die kruis van Golgotha. Hy moes dit dra en hy moes dit dan wegneem, verwyder so ver soos die ooste van die weste. Kom ons kyk wat beteken hierdie lam van God en dan gaan ons sien dat die lam van God waarna hy verwys, hierdie titel wat hy aan die Here Jesus gee, eintlik alles wat hy nou reeds gesê het deur hierdie ander woordjies vir ons net verder gaan kom bevestig. En eintlik as 'n voorbeeld vir ons gaan dien sodat ons dit maklik kan verstaan. So wanneer Johannes verwys na die Here Jesus as die lam van God, verwys hy waarskynlik terug na een of al 4 van die vorige verstaan wat dit beteken om die lam van God te wees. En dit dien vir ons as voorbeelde van die werk wat die Here Jesus dan vir ons kom doen het. Die eerste voorbeeld kry ons natuurlik in Genesis 22 vers 8 waar daar staan: God sal vir homself die lam vir die brandoffer voorsien. Nou dis natuurlik die verhaal van Abraham en Isak waar Abraham deur die Here gevra word om op te gaan by die berg en daar vir Isak te gaan offer. En wanneer sy geliefde seun, hierdie seun van die belofte, hierdie seun waaruit daar vir hom beloof is 'n hele nageslag gebore sou word, wanneer hy hierdie seun dan nou op hierdie berg op die altaar plaas en hy's klaar gebind en die hout is klaar gepak en hy die mes so oplig om sy seun dood te maak sodat hy sy enigste seun van die belofte dan aan die Here kan offer, dan stop 'n engel vir Abraham en hy sê vir hom: "Kyk, die Here het vir homself 'n lam voorsien." En dan word Isak gered en die lam sterf in sy plek, die ram wat dan daar vir ons gegee is wat in die takke vasgevang was met sy horings. En dit word vir ons 'n voorbeeld van die Here Jesus wat in ons plek kom sterf het sodat die belofte van God dan volbring kan word. Die tweede voorbeeld vind ons in Eksodus 12 vers 13 en dit is die verhaal van die Paaslam. In hierdie verhaal is Moses besig om deur die 10 plaae te beweeg en elke keer vir Farao te sê: "Laat my mense asseblief gaan." En elke keer sê Farao ja en dan wanneer hulle net so 'n bietjie uitgetrek het in die woestyn, dan sê hy nee, hy het nou verander wat hy gedink het en dan roep hy hulle nou weer almal terug. En by die laaste een kom Moses na hom toe en hy sê vir hom: "Die Here gaan 'n verskriklike plaag oor Egipte bring." En hierdie aand sal elke eersgebore seun in elke huis sal sterwe. En die enigste uitsondering sal wees as daar 'n lam vlekkeloos en sonder gebrek geslag sal word
en die bloed van hierdie lam as bewyse van sy dood aan die deurkusyne van die huis gesmeer word. Dan wanneer die engel van die dood by daardie huis aankom en sien dat daar bloed aan die deurkusyn gesmeer is, sal hy weet die lam het reeds gesterf in die plek van hierdie oudste seun en dan sal die dood verby beweeg by hierdie huis. Natuurlik 'n voorbeeld, 'n kosbare voorbeeld van die Here Jesus wat ook die lam is wat gesterf het, wie se bloed aan die deurkusyn van ons harte gesmeer is, sodat wanneer die oordeel van God kom, die Here sal weet, een het al reeds die straf, die oordeel van ons sonde gedra. Ons is gered deur die bloed van die Here Jesus Christus. Natuurlik sien ons daardie kosbare vers in Eksodus 12 vers 13 en as ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. Dis nou die verderwer. Goed, dan sien ons ook in Jesaja die lydende lam en hierdie is seker een van die sterkste beelde van die Here Jesus. Ons weet Jesaja 53 is in sy totaliteit 'n vertelling of 'n voorspelling dan van dit wat die Here Jesus vir ons aan die kruis sou doen. En dan hierdie een wat namens ons smarte sou ly, wat ons sondes op hom sou neem, wat in ons plek gepynig sou word. In Jesaja 53 vers 7 beskryf Jesaja hom as soos 'n lam wat na die slagplek gelei word. Hy was die onskuldige lam wat in die plek van die skuldige sou sterwe. En dan is daar ook natuurlik die daaglikse offerlam. So in Eksodus 29 leer ons dat hulle 2 jaar oud lammers gereeld elke dag sou moes offer vir die Here. En hierdie offerlam sou dan 'n soendood gewees het vir die sondes van die volk. So hulle sou hierdie lamme offer en deur hierdie offer sou die Here natuurlik vorentoe kyk na die Here Jesus en sou hy die sondes van hierdie volk dan kon vergewe. So as ons dit nou saamvat, wil ek amper sê, daar is 'n paar kernwaarhede wat ons hieruit kan leer. In die eerste plek, hy is die voorsiende lam, die storie van Abraham en Isak. God voorsien vir ons die lam, ons hoef nie die lam uit ons eie geleedere uit te kry nie, die Here sal die lam voorsien. Die Here Jesus is 'n mens gewees, maar hy het nie van ons afgekom nie, hy kom van God self af. God het hom gestuur om vir ons plek dan te kom sterwe. Hy sterwe in ons plek, sodat ons nie die dood hoef te smaak nie, die geestelike dood natuurlik, net soos die paaslam in Eksodus 12. Hy is die lydende lam wat stil en onskuldig in ons plek gesterf het. Hy was onskuldig, ons is skuldig. En dan natuurlik, hy is die daaglikse offerlam, deur wie daar vir ons dan nou versoening en genesing kan kom. Pragtige voorbeelde van die Here Jesus, wat ons reg deur die Ou Testament kry. Hy is waarlik die lam van God. Kom ons kyk na die volgende vers. In vers 30 lees ons die volgende. Dit is hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom, 'n man wat voor my geword het, want hy was eerder as ek. Nou natuurlik sien ons hierdie, dit is hy van wie ek gesê het, en dit is 'n herhaling van Johannes 1 vers 15 tot 17, waar hy sê, hierdie een van wie ek julle gesê het, is natuurlik die een wat voor my geword het, en hy was eerder as ek. Hy praat van daardie voorbestaan van die Here. Hy's nie begin daar in Bethlehem toe hy gebore is uit die Maagd Maria nie. Hy is verseker gebore uit die Maagd Maria in Bethlehem, maar die Here Jesus is van ewigheid af. Hy was in die begin by God, en hy was God self gewees. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Johannes, baie belangrik vir ons om te verstaan. Hierdie Jesus waarmee ons te doen het, is nie sommer maar net 'n profeet nie, hy is nie sommer maar net 'n man nie. Natuurlik praat hy hierso van sy voorbestaan. Hy was 'n man net soos ons, wat beteken sy voorrang en gesag vloei uit die feit dat hy voor Johannes bestaan het. 'n Interessante opmerking wat ek graag wil maak, is hierdie gedeeltetjie wanneer hy sê hy was 'n man gewees. Nou daardie man is die Griekse woord aner, en aner beteken 'n manlike mens. Met ander woorde, hy was 'n regte, egte, genuine mens gewees.
En nou net interessant, in Afrikaans sal ons baie keer verwys na 'n man en dit kan net beteken 'n manlike mens, maar 'n vrou sal ook praat van haar man en dit beteken dan natuurlik haar eggenoot, haar een met wie sy getroud is. In baie tale is daar verskillende woorde wat 'n mens kan gebruik om hierdie twee gedagtes dan nou aan te dui. In Duits weet ek praat hulle van 'n man om te verwys na 'n manlike man, 'n manlike mens en hulle praat van 'n eheman om te verwys na die een met wie ek getroud is wat manlik is. Nou natuurlik in hierdie konteks kan hierdie woordjie aner verwys na 'n manlike mens en ook na die bruidegom, nê, die manlike eggenoot. En in daardie sin is dit net so 'n baie subtiele verwysing ook na die Here Jesus wat die bruidegom geword het. En die hoofdeel van hierdie vers is natuurlik dit wat hy sê wanneer hy sê na my kom 'n man wat voor my geword het want hy was eerder as ek. Nou daardie gedeelte hy was eerder as ek beteken hy is bo my, hy is belangriker as ek en hy is in rang ook voor my. Met ander woorde, moenie na my Johannes kyk nie. Ek Johannes die Doper is eintlik niks want daar is een wat na my kom, met ander woorde op die toneel verskyn na my wat baie belangriker is as ek en ek moet eintlik net vorentoe wys na daardie persoon wat sou kom. Ek's net die bordjie, hy's die een na wie die bordjie wys. Kom ons kyk, wat sê hy van hierdie een in die volgende vers? Vers 31 sê, ek het hom nie geken nie, maar dat hy aan Israel openbaar sou word. Daarom het ek gekom en met water gedoop. Nou, die heel eerste gedagte wat ons hier moet raak sien, wat ek daar in die goud probeer aandui het, is die feit dat Johannes sê ek het hom nie geken nie. Nou dit behoort dadelik vir ons 'n bietjie vreemd te wees, want ons weet uit ander geskrifte en uit die geskiedenis dat Johannes die Doper en die Here Jesus Christus eintlik neefs was. Hulle was aan mekaar verwant gewees. En as gevolg van hierdie familieverbintenis wat hulle gehad het, is ons amper doodseker dat die Here Jesus en Johannes baie goed met mekaar bekend was. Inteendeel, hulle is so goed by mekaar bekend dat die Here Jesus 'n baie noue verhouding met Johannes die Doper gehad het. En een van die min kere in die skrif wanneer mens 'n sterk emosionele reaksie by die Here Jesus sien, soos dat die Here Jesus ween, dat hy huil, is juis wanneer hy uitvind dat Johannes die Doper oorlede is. En dis as gevolg van die rol wat Johannes die Doper gespeel het, maar ook as gevolg van die feit dat daar 'n hegte familieverbintenis tussen hulle was. So wat op aarde bedoel Johannes die Doper as hy skryf en ek het hom nie geken nie? Wel, dis baie eenvoudig. Johannes die Doper het die Here Jesus miskien op 'n persoonlike vlak geken, maar hy het hom nie geken as die Messias van Israel nie. Onthou, die volk Israel is van Genesis se dae af, van die moederbelofte in Genesis 3 vers 15 beloof dat die Here die saad van die vrou enkelvoud 'n man sou stuur wat die krag van die duiwel sou kom verbreek. Want dit wat die duiwel kom verwoes het deur sonde in die wêreld in te laat kom, weer sou kom herstel. Maar dit sou daardie een se dood kos. Met ander woorde, hierdie Messias wat beteken die gesalfde een, die gestuurde een, die een wat die Here uitgekies het om hierdie belangrike werk te doen, hierdie een verwag die Jode. En hierdie Messias word dwars deur die Ou Testament oor en oor aan ons beloof en herhaal. In Psalm 2 kry ons 'n baie sterk messiaanse psalm waar daar voorspel was hoe die Here aan sy gesalfde sê, aan sy Messias sê, aan sy uitverkorene sê, jy is my geliefde seun, vandag het ek jou gegenereer. Met ander woorde, jy is hierdie seun van God, jy is hierdie Messias en jy gaan hierdie groot belofte van Genesis 3 vers 15 kom vervul. Nou Johannes het die Here Jesus geken as sy neef, maar hy sê hier, hy het hom nie altyd geken as die Christus nie, maar dat hy aan Israel openbaar sou word. Daarom het ek gekom. Met ander woorde, die Johannes die Doper sê, Christus Jesus moes nie net as Jesus die mens nie, maar as Jesus die Messias aan Israel
geopenbaar kom word. Nou daardie woordjie openbaar beteken om iets sigbaar te maak en iets bekend te maak wat vroeër bedek was of 'n geheim was. En Johannes sê basies vir ons, ek het self nie hierdie geheim geweet nie. Ek het self nie geweet wie die Messias was nie. Maar ek het gekom en ek het met water kom doop en ek het kom sê wat ek moes kom sê, sodat julle saam met my, julle oë kon oopgaan en julle hierdie Jesus kon sien. Nie net as die mens nie, nie net as die seun van Josef en Maria nie, maar as hierdie lank verwagte Messias. Nou wanneer hy sê, daarom het ek gekom, dan sien ons Johannes sien homself bloot as die instrument deur wie die openbaring gekom het. Daarom het ek gekom. Ek is nie die een wat kom sê het hy is die Messias nie, maar ek is die een wat gebruik is sodat julle die Messias kan ken. Christus word deur God geopenbaar en in vers 33 gaan hy praat oor hy wat my gestuur het om te kom openbaar en natuurlik verwys hy daar in vers 33 na God. God het vir my hierdie opdrag gegee en hy het gesê daar's 'n teken waarvoor ek moet uitkyk. Ons gaan nou by die teken kom en as ek hierdie teken sien, dan moet ek vir die hele Israel sê, kyk, daar is die een waarvoor ons gewag het. Daar is die een waarop ons moet fokus. En dan sê hy dis ook die rede waarom hy met water gedoop het. En die waarhede wat ons daaruit kan sien is hy sê deur hierdie waterdoop kom roep hy Israel tot bekering. Hy berei die volk voor vir die Messias. Dit was die hoofrede waarom hy dit gedoen het. Net soos wat hulle wanneer iemand dan nou uitgekom het uit die heidendom uit vir daardie persoon gebad het in afwagting en voorbereiding van hierdie volk, hierdie geheiligde volk waarintoe hy moes terugkeer, kom doop Johannes die Doper hierdie mense met water in voorbereiding vir die ontvangs van die Messias. Hy wys Israel se behoefte aan tot reiniging. 'n Volk wat baie keer gedink en geglo het dat as gevolg van die feit dat hulle Jode was, hulle saak met die Here klaar reg was. God outomaties aan hulle kant was en hulle outomaties in hierdie goeie verhouding met God gestaan het. En nou kom doop hy hulle om te sê selfs hierdie verbondsvolk moet die Here Jesus aangryp met 'n behoefte aan een wat moet kom om te reinig. En dan skep hy natuurlik die ruimte ook vir die openbaring van die Christus. Dit wat ons in die volgende gedeelte baie duidelik gaan sien wanneer Jesus gedoop word en God self sy stempel op die Here Jesus kom sit met respek gesê om te sê dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Kom ons kyk na die volgende vers om verder te sien wat het Johannes dan nou kom openbaar deur die waterdoop wat God vir hom beveel het om te doen sodat hy die Messias kon openbaar. Vers 32 sê en Johannes het getuig en gesê ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdal en hy het op hom gebly. Nou eers wil ek net stil staan by daardie woordjie getuig wat Johannes hier gebruik en die woordjie wat hy gebruik vir getuig is dieselfde woord wat hulle sou gebruik het vir 'n getuienis. En dit is 'n woord wat gebruik was om iemand te beskryf wat in 'n hofsaak wanneer twee mense nou met mekaar stry as 'n ooggetuie sou kom optree. Met ander woorde, hulle sou kom verslag gee van dit wat hulle self gesien het. En wanneer Johannes die evangelieskrywer hierdie versie neerskryf, dan sê hy Johannes het gekom om getuienis te kom lewer. Hy was 'n ooggetuie. Hy het gekom om te sê wat het hy dan nou self gesien. En dis dan presies wat hy vir ons beskryf. Hy beskryf vir ons wat hy gesien het. En kom ons kyk wat sê hy dit. Hy sê ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdal. Nou wat ons eerste belangrik moet besef is hy sê die Gees het soos 'n duif uit die hemel sien neerdal. Ek weet baie keer wanneer ons na die doop van die Here Jesus verwys en ons teken dalk 'n prentjie, dan teken ons 'n prentjie van die Here Jesus wat daar in die rivier staan en die hemele is geopen en daar's 'n ligstraal wat so neerskuif en 'n duif wat in die middel van hierdie ligstraal op die Here Jesus neerdal. Ek dink vroeër toe ek die skrifgedeelte gelees het, het ek ook so 'n prentjie gebruik. En dis 'n pragtige mooi prentjie en dit illustreer vir ons die gedagte baie mooi. Maar wat ons baie mooi